Hallo julle en baie welkom by hierdie spesiale aflewering van Laat Wiel. Ek sê spesiaal, want ons word 100. En dis episode, is nie jare nie. En om dit te vier het ons 'n plannetjie gemaak om iewers baie spesiaal heen te gaan. Onthou julle hierdie? So al wat nou vir my oorbly is om bietjie met die ouens van Otto Vechora te praat om te hoor of waar nie jou plekkie vir ons is om saam te gaan nie. Jean, ekskuus man, jy het nie dalk 'n plekkie daar in die toolbox vir 'n skrale GT40 fan om saam te gaan nie. Ha! Frankryk. Dit beteken een ding, Le Mans, die wêreld se grootste motorwedren op die geskiedkundige Lassard-renbaan. Oor die 200,000 toeskouers, oor 'n biljoen wêreldwye kykers in 110 lande en 24 moordende ure voor die geryte vlag se verskyning maak. En vanjaar se ren is selfs meer spesiaal, want die ACO, of die klub wat die Le Mans wedren elke jaar reël, vier vanjaar sy 100ste bestaanjaar. Nou, hoe pas dit by Laat Wiel in? Wel, julle kyk vandag na ons 100ste episode. En wat 'n manier is dit nie om ons verjaarsdag te vier nie. Dit is Le Mans, 7de hemel vir 'n motorsportgeesdriftige. En vir my verseker 'n droom wat waar geword het. Oor minder as 5 ure begin die hele wedren van 24 uur. Maar daar's nog 'n rede hoekom ons hier is. En dit is vir 'n bietjie reg Suid-Afrikaanse trots. Hier staan. Ja, die Ford GT40 wat Otto Vechora se ouens in Kaapstad gebou het en waarin ek om die Killarney renbaan gejaag het, staan nou hier, in die hartjie van Le Mans. Vir eienaars John Spence en Jean Fourie is hierdie die hoogtepunt van baie maande se werk en erkenning vir die manier waarop hulle die legende van die GT40 laat voortleef. En dit presies 40 jaar nadat die oorspronklike GT40 vir die heel eerste keer in 1966 hier op Le Mans koning gekraai het. Onthou julle 'n paar weke gelede in Kaapstad het ons kennis gemaak met 'n GT40 en toe het ons gepraat van 3 legendes wat bymekaar gaan kom. Die legende van die Ford wat in Kaapstad gebou word, Sir Stirling Moss en Le Mans. Nou al daai 3 elemente kom nou bymekaar. Want hier staan ek langs die legendariese renjaer, een van die beste ooit, Sir Stirling Moss. Hy is nou wel nie meer vandag se kind nie en sy gehoor is nie heeltemal wat dit moet wees nie, maar hy hou nog van die lawaai wat 'n renmotor maak. Dis nou as hy agter die stuur sit, soos hy self vir my gesê het. En nou is dit tyd vir hom om agter die CIV GT se stuur in te skuif en die pas aan te gee vir die eerste van 2 historiese renne, slegs 'n paar ure voor die 24 uur ren begin. En daar gaan Sir Stirling Moss in die Kaapse Ford op die sitplek, waar ek 'n paar weke gelede gesit het. Fantasties. En dit is 'n groot oomblik vir Suid-Afrika en 'n trotse of emosionele een vir Jean Fourie, wat lyk asof hy amper 'n traan wil pik. Wel gedaan julle. Kan julle glo, hierdie is 'n wonderlike oomblik. 'n Ford GT40, trots Suid-Afrikaans, gebou in Kaapstad deur die ouens van Otto Vechora, het hier op Le Mans gery. En nie net een keer nie, maar 2 keer. Die eerste keer was vir die wedren vir historiese motors voor die Eerste Wêreldoorlog en die tweede keer was vir die wedren wat nou in die gang is, die motors wat na die Tweede Wêreldoorlog dateer. Dit is fantasties. 'n GT40 40 jaar nadat hy hier gewen het op Le Mans en hy kom van Suid-Afrika. En voor jy jou oë kon uitvee, was alles verby. Kan julle glo, hierdie is die GT40 wat ons in die Kaap gery het. Sir Stirling Moss het op daai sitplek gesit waar ek gesit het en hy het nou net sy werk op Le Mans gedoen. 2 keer in die baan gery, fantasties. Maar daar was nog 'n formaliteit om af te handel voordat die legende kompleet is. En dit was vir Sir Stirling Moss en die Britse motorsportpersoonlikheid Tony Dron om die CIV GT te verewig met hul handtekeninge. En nou is hierdie motor eers spesiaal, 'n versamelaarstuk soos mint. Maar ongelukkig kom hy nou nie terug Suid-Afrika toe nie, want hier word sy sleutels oorhandig aan sy nuwe eienaar.
'n Britse versamelaar wat hom by Otto Ventura gekoop het. En daarmee word die sirkel voltooi en die legende van die Kaapse fort, Sir Stirling Moss en Le Mans is kompleet. Maar die dag is nog lank nie klaar nie. Inteendeel, die regte wedren het nog nie eens amper begin nie, maar nou, etlike ure voor die begin van die 2006 24 du Mans of 24 ure van Le Mans, kan mens die atmosfeer begin voel. Die mense stroom in, die paviljoene raak vol en die reuk van petrol hang in die lug. Dis hemels. Dis minder as 3 ure om te gaan, maar dit voel of ons al klaar 24 uur hier was. Die son het my kop gebrand, so ek het 'n hoed gekoop en nou begin die afwagting. Ek kan sommer net die atmosfeer voel, my hare staan regop. Al die karre is besig om uitgetrek te word. Hier loop ouens in die pitstop, Sebastian Loeb, Stefan Sarrazin, al die groot name. En ons gaan hulle nou sien. Minder oor 3 ure dan begin 24 uur se racing net hier waar ek nou staan. Dis een van die groot dinge wat Le Mans so spesiaal maak, want dis nie net sommer 'n gewone motorwedren vir gewone renjaars. Die Le Mans 24 uur is 'n uithou wedren wat die hele wêreld se motorsportsoorte en persoonlikhede bymekaar bring. 'n Plek waar spanne en renjaars teen mekaar meeding, waar hulle andersins nie naby aan mekaar sou kom nie. Formule 1-jaars, toermotorbestuurders, jaars van die Dakar woestynren, wêreldtydrenbestuurders, IndyCar ouens, Europeërs, Amerikaners, hulle is almal hier. Ouens soos voormalige Toyota Formule 1-jaar Alan McNish, die koning van Le Mans, Denemark se Tom Kristensen, IndyCar se Christian Fittipaldi, 2006 Dakar kampioen Luc Alphon en niemand anders nie as wêreldtydrenkampioen Sebastian Loeb. Hierdie is die magtige Audis. Hulle het vir die laaste, ek weet nie hoeveel jaar nie, heeltemal oorheers. Tom Kristensen, een van die bestuurders, hou die rekord vir die meeste wenne by Le Mans. Hierdie is die kar wat die ander gaan beklop. Maar ek sal glad nie omgee as hierdie Pescarolo wen nie, want wêreldtydrenkampioen Sebastian Loeb is een van die 3 bestuurders wat agter sy stuur wil sit. Maar dis baie gevra, want behalwe vir 2003, toe 'n Bentley Speed 8 eerste oor die wenstreep gejaag het, kon geen ander vervaardiger daarin slaag om Audi in die 21ste eeu te klop nie. Boonop maak Audi vanjaar geskiedenis deurdat hulle vir die heel eerste maal met 'n turbo diesel motor gaan jaag. En dan is daar nog die Tom Kristensen faktor. Die Great Dane, soos hy bekend staan, het vir Le Mans gedoen wat Lance Armstrong vir die Tour de France gedoen het, met 7 oorwinnings agter sy naam. Audi se grootste kompetisie sou sonder twyfel van die Pescarolo span afkom. Hierdie vreemde maar reusagtige renmotors ding mee in die topklas, LMP1 of Le Mans Prototype 1. 'n Motor soos hierdie Golf Courage Ford lyk net so vreemd soos die LMP1 motors, maar het baie minder krag en ding mee in LMP2. En dan is daar die karre waarmee mens baie makliker vir jouself. Die pragtige LMGT1 Corvettes, Aston Martins en selfs 'n Lamborghini Murcielago. Die laagste klas is die LMGT2 klas, vir motors soos hierdie Porsches en Ferraris. En die GT1 klas is altyd 'n verskriklike groot dice tussen die Aston Martins en hierdie Corvette wat net hier langs my staan. En hierdie kar is die een wat gewen het laas jaar in hierdie klas. Het julle gesien hoe al daai klomp Hollanders mal gaan en cheer daar oorkant op die paviljoen? Dis vir een rede, dis vir hierdie kar wat in Holland gebou is. Sy naam is Spyker. Intussen stap die tyd aan. 5 uur kom al hoe nader en die Kuip raak al hoe meer bedrywig en heelwat mooier. Wat is 'n motorren nou sonder 'n paar skoonhede? En wie het gesê motorsport is net vir die manne? Okay, anders genoeg nou. Jou aandag op die resies wat nou gaan begin asseblief. Hierdie atmosfeer is ongelooflik en die oomblik is nog steeds so groot om te dink ek staan op dieselfde teer. Okay, dis nuwe teer, maar dis die einste stryd waar mense al dood gegaan het vir motorsport. Onthou julle in die ou dae die karre so gestaan presies soos nou en die ouens het gehardloop en weggejaag. Wel dit gaan nou nie gebeur nie, maar oor omtrent 'n uur gaan almal hier afjaag en dan begin die reis. So ons gaan daar opstap, ons moet van die pad af gaan en 'n plek kry waar ons kan kyk. Geniet dit, sien julle dan. Dis tyd om die Kuip te verlaat en 'n plekkie te kry van waar ons die wegspring kan dop. En waar beter as net verby die bekende Dunlopbrug, so 'n entjie aan die kant die wegspring. Maar 'n entjie is misleidend, want die Lasagt renbaan is amper 14 km lank, wat beteken dat jy jou agtersteewe afstap om iewers te kom. Ek is moeg, dit is warm, die son skyn, ek sweet, my voete is seer en die Le Mans reis het nog eers begin nie. Maar onthou, ons is al hier van 8 uur vanoggend af, is nou 4:15, dis amper 10 ure op ons voete hier rondgehardloop. Maar oor 15 minute begin Le Mans. Sterk dan die ouens.
En na 'n lang dag word 'n jarelange droom bewaarheid. Dis 5uur en die 2006 Le Mans 24 uur uithou wedren begin. Die lawaai is oordonderend soos 50 renmasjiene by ons verbyblits. En dis net die begin. Daar lê nog 24 lang ure in wag. Soos verwag is dit die stil diesel Audi's wat aanvanklik die pas aangee, met die skreeuende Pescarolos kort op hul hakke. Hul Judd V10 engines met 640 perdekrag wat mense nekhare rys wanneer hulle hier by 8500 toere draai. In sterk teenstelling met die stil V12 turbo diesels van die Audi's wat amper onheilspellend klink as hulle teen 'n lae 4500 toere vlieg. En hoe mooi is dit nie? Wie uit Amerikaanse muscle en brute Britse V12 krag. Dis die GT1 stryd tussen die Corvette en die Aston Martin. Dit is beeldskoon. Hierdie is fantasties. Ons is nog nie eens 'n halfuur in die ren nie en daar sla 'n ongeluk gewees. Een van die Aston Martins het afgegly en nou is die veiligheidsmotor besig om die karre stadig om die baan te lei. Gelukkig was dit een van die Italiaanse spanne se Aston Martins en nie een van die hoof twee wat teen die Corvettes jaag nie, want dit sou nou 'n jammerte gewees het. Intussen jaag die manne voort, ronde na ronde, uur na uur. Petrol raak op, bande raak gaar en jaars raak moeg. En dan begin 'n ander soort wedren, die kuipe stoppe. Nou spring die ganse span aan die werk en in iets wat lyk soos 'n grasieuse ballet wat op 'n verhoog plaasvind, word bande geruil, brandstoftanks word volgepomp, rekenaars word ingeprop om elektroniese verstellings te maak, remme word vervang, bakpanele word reggemaak en elke nou en dan klim 'n nuwe bestuurder agter die wiel in. Die wedren binne in die wedren. Absoluut asemrowend. Wel, het is nou net na 10uur, wat beteken dat net meer as 5 van die 24 ure is nou maar verby. Het is besig om donker te raak en het is onmoontlik om te weet wat aangaan. Ek weet die Audi's is voor, maar daarna kan ou glad nie uitfigure wat hier aangaan nie. Dit is net 'n helse klomp lawaai en daar lê nog 'n lang dag vir hulle voor. En vir my. Dalk 'n goeie tyd om bietjie 'n breek te vat van die wedren en die res van die atmosfeer in te neem. En nou kry mens eers werklik kans om te sien waaroor Le Mans werklik gaan. Dis nie net 'n uithou wedren vir die motors nie, maar 'n 24 uur lange partytjie vir die 235.000 toeskouers. Dis soos 'n kermis met vuurwerke waar die ouens kuier, eet, drink en kyk hoe die karre rond en na ronde verbyjaag. Iets soos die nagte lank raak, of is dit nou soos die Germaanse bruisdrankies te veel raak, kan die ooglede nie meer nie en wen moegheid die stryd. Wie jy? Is hulle hier om 'n motorwedren te kyk of om te slaap? Ja, my ooglede het ook te swaar geword. Maar weet julle hoe lank was die dag? In elk geval, dis nou by 4uur Sondagoggend. En hier in die Kuipe is daar nie tyd vir slaap nie, want daar is steeds omtrent 50 motors wat elke 45 minute by die Kuipe aandoen. Soms net vir brandstof, soms net vir bande en soms vir 'n hele nuwe bakwerk of 'n radkas of wat ook al nodig is om die motor aan die gang te hou. Onthou, dis 'n uithou wedren. So 'n stuk in 'n radkas beteken glad nie die einde nie. Jy verloor net kosbare rondes. En op die ou einde is dit die kar met die meeste rondes agter sy naam wat as wenner uit die stryd gaan tree. Hoe laat is dit? Wie loop voor? Wat gaan aan? Ek het nie geslaap nie, ek beloof, en ek het mos gesê, dis 'n uithou wedren hier. Dit was 'n lang dag.
Ek het hom net gemaak soos baie van hierdie karre. Daar's klaar 'n paar van hulle uit. Maar ek sou vir julle sê, mense dink is nag so dit gaan rustig wees. Nie hier by Le Mans nie. Dit was mal. Vuurwerke wat die heel nag op en af gaan. Buite die baan is 'n warboel van mense wat nie plek verlaat nie. Binne in die Kuipe was 'n muurres van bedrywighede. Ons kry net nie rus nie en soos ons verwag het, is Audi eerste. Maar daar's 'n Pescarola tweede en dan nog 'n Audi in derde plek. So hier kom nog 'n ding. En ons is nou net verby halfpad. Daar's 11 ure om te gaan. Ja, die eerste 13 ure het reeds sy tol begin eis. Voorlangs loop dinge nog seepglad vir Audi, maar tot almal se verbasing is dit nie die gunsteling Audi met Tom Christensen en Alan McNeish agter die stuur wat voorloop nie, maar die sustermotor van Frank Biele, Emmanuel Piro en Marco Werner. Christensen se Audi het koppelaarprobleme opgedoen en is nou al amper 10 rondes agter sy spanmaats en voorlopers en selfs 'n paar rondes agter Sebastian Loeb se Pescarola wat tweede lê. Gelukkig is die Corvette Aston Martin stryd nog vuur en vlam met die 007 Aston Martin so kort koppie voor. En dan is daar die arme ouens wat se karre nie die nag gemaak het nie. Om 'n toemotorreis deur te sien is soos om 'n begrafnis by te woon. Selfs die Hollandse spyker het gesneuwel. Maar voor mens nou te hartseer word, is dit weer tyd om agter die skerms van Le Mans in te loer. Wel, soos julle kan sien, is hier letterlik honderde duisende mense agter my. Die plek is 'n malhuis. En dit is allerlei snaakse verskillende soorte mense van all walks of life wat bymekaar gebring word deur motorsport. Jy kry die rich en die famous, die geharde motorsportgeesdriftige wat vir 24 uur nie opgehou het om vir die baan te kyk nie. En dan kry jy die ander ons wat hier is vir die party. En hier is weet hier's 'n reis aan die gang. Soos die ou. Hoe kan 'n mens nou halfpad om die wêreld reis vir 'n motorsportwedren en dan aan die slaap raak? Nou ja, nou dat ek weer 'n soort van wakker is dit weer tyd om geld te spandeer. Nie omdat ek wil nie, maar omdat mense kan help nie, want hier is genoeg kepse en klere en ander motorsport memorabilia om 'n motorsportgeesdriftige heeltemal mal te maak. Of is dit nou heeltemal arm te maak? En dieselfde geld vir ietsie om te eet of te drink. Nou net as hulle die dag na ma toe kom, bring sakke vol geld, want 'n bier en 'n hotdog met so 'n ou dun worsie kos omtrent R80. Maar mense het nie veel van 'n keuse nie, want dit is amper 30 grade Celsius met humiditeit. En soos die renmotor sal jy ook nie 24 uur haal as jy nie af en toe by die Kuipe aandoen vir brandstof en bande nie. Nou ja, nou dat my tank weer half gevul is dit tyd om nog 'n bietjie rond te loop. Hier is nog een van die goed van Le Mans wat werklik so spesiaal is. En dis net om te kyk na al die karre wat hier in die son in die oop veld geparkeer staan. Hier staan 'n Aston Martin, hier agter my is 'n TVR Supra, 'n Caterham, 'n Porsche GT2, 'n Ferrari, Jaguar XK, hou net nie op nie. Duidelik dat die net die plek is vir motormal mense. Die karre op die parkeervelde is amper meer skouspelagtig as die op die baan. En volgens die nommerplate kan mens aflei dat die ouens van oral af kom. Buite in die Franse is hier ouens van Engeland, Duitsland, België, Holland en oral uit Europa. Hier is nog een van die wonderlike dinge van om Le Mans by te woon. Ek hardloop hier 'n ou vriende vas soos meneer Ian Callum, legendariese Jaguar en Aston Martin designer. Een, is baie goed om jy weer te sien, gaan dit goed? Ek drink 'n bier. Hy drink 'n bier. Geniet die bier en ek hoop die Aston Martins doen goed. En tot op daardie stadium het dit goed gelyk vir die 007 Aston Martin Racing DBR9 wat toe nog net voor die Corvette gelê het, maar toe tref die ongeluk hom ook. Ook koppelaarprobleme en 'n paar rondes en die voortou in die GT1 klas was daarmee oor. Intussen stap die horlosie aan en 5 uur kom stadig aan nader. Inteendeel, die groot Rolex horlosie in die Kuipe kon nou nie meer vinnig genoeg aftel nie. Nie vir die arme renmotors wat nou al tot die uiterste toe beproef is nie. En nog minder vir ons, wat selfs al voel asof ons meer as 300 rondes agter die blad het. Soos julle kan sien is hier 'n muurres van bedrywighede hier agter. Dis die laaste Kuipe-stoppe. Splash and dash onder dit. Klein bietjie petrol en al wat oorbly is minder as 15 minute. Dan is dit die einde van hierdie 24 moordende ure. Daar kan seker niks meer nou verkeerd gaan nie. Nou is die motor seker op hul laaste bene, maar die einde is in sig. Soos met vasbyt in die weermag was dit min daar. Dis duidelik dat die renmotors nou net ry om by die einde aan te kom. En die verskillende spanne se motors wag vir mekaar om saam oor die wenstreep te jaag. Met die Audi's heel voor in die koor.
En toe, teen 'n minuut of 2:05 was alles verby. Audi is weer eens die koning van Le Mans, maar die slag met 'n turbo diesel engine. Geskiedenis is sopas gemaak en ons het dit eerstehands ervaar. Die TDI Audi van Pirro, Werner en Bila is eers oor die lyn met 380 rondes agter die blad. Dis meer as 5300 km of bykans 2 keer Kaap toe en terug en dit in net 24 uur teen 'n gemiddelde snelheid van meer as 200 km/h. Ongelooflik. Die Pescarolo moes tevrede wees met tweede, 4 rondes agter die magtige Audi, maar nietemin 'n besondere prestasie en dit met een van my persoonlike helde, wêreldtydrenkampioen Sebastian Loeb agter die stuur. Merkwaardig. Daar het julle dit. Dit was Le Mans van die jaar. 24 uur, ons het dit gemaak. Hulle het dit gemaak en dit was fantasties. Geluk met ons 100ste verjaarsdag. Wat 'n manier om dit te vier. En nou moet ons net hier uit voordat ons in die verkeersknope vassit. Sien julle volgende week.